Ja, Here, wat 'n voorreg is dit vir ons om vanmôre by mekaar te kan kom as gelowiges. Here, U het in elkeen van ons 'n diep werk gedoen en 'n besonderse werk gedoen en U is konstant besig om daardie werk volmaak te bring en daarom sê ons dankie. Dankie Here dat selfs in die aanbidding vanmôre, dit is net weer 'n bevestiging van dit wat U van ons verwag, dat ons in U bly. En dat ons afhanklik bly van U en wie U is en aan elke woord kleef. Dat ons daarop sal dink en mediteer en dit sal eet, Here, dat dit ons sal stig en optel bo die omstandighede en die uitdagings van die wêreld. Here, U het ons gered. U het ons volmaak en perfek gered. En Here, ons is in die proses van heiligmaking. Ons is in die proses, Here, om te word soos wat U is. En Here, ons dankie. Dankie vir die krag. Dankie vir die leiding. Dankie dat U lig oor ons skyn. Dankie Here dat U vlerk oor ons rus en dat ons skuiling by U en U alleen kan kry. Dankie dat U ons versadig, elke liewe begeerte en behoefte, dat U dit versadig. Here, ons verklaar weer net opnuut ons afhanklikheid van U en leer vir ons, soos hierdie liedjie sê, leer ons om in U te bly. Dit is ons gebed vanmôre. Kan ons die Here lofoffer bring? Awesome. Baie dankie, julle kom maar sit, baie dankie dat julle gekom het, dankie band. Ek moet sê, daar is, van die eerste diens af, na die aanbidding, was daar nogal se teenwoordigheid, ek het so bewe aan my vanmôre. Ek bewe van die eerste setse aanbidding af, is ek so diep bewoe en bewus van God, en hy roer my vanmôre. So is baie lekker, so ek is baie dankbaar. So as jy nuut is, nee, as jy vir die eerste keer hier so baie welkom, en dan natuurlik welkom vir al die mense wat ingeskakel is online. Het is baie lekker om julle hier te hê en deel te kan hê van hierdie diens. En dit is my verantwoordelikheid vanmôre en my voorreg om hier voor julle te staan en die evangelie te bring en te bedien. En weet jy, dit is ook so met die tema, my verantwoordelikheid, my voorreg. So ruk terug het ons bietjie, ons elke bediening in die kerk het so nou en dan 'n tyd waar ons bietjie sit en gesels en net bietjie, ek wil amper die Engelse woord 'n stock take. En ons kyk bietjie na die kwaliteit van ons, van dit wat ons aanbied binne die gemeente, maar ook die kondisie van ons harte, die motief van ons harte. Want vir die band byvoorbeeld is dit nie net 'n voorreg nie, maar hulle het die mandaat gekry om mense in die teenwoordigheid in te lei. En jy kan net mense vat so ver soos wat jy al gegaan het, en ook is daar 'n verantwoordelikheid wat ons het teenoor jou, en ons noem dit verantwoordbaar. Met ander woorde, ons hou jou accountable. Want jy wat musiek maak in die huis van die Here, wat God bedien met hierdie musiek en lirieke, jy is eintlik 'n pastoor. Jy is eintlik die ou wat die woord bedien met musiek, met lirieke. En het ons nou die dag by mekaar gekom en uit die aard van die saak uit het die band gevoel, miskien moet jy hierdie met die kerk ook deel. So daar kry jy. Jy gaan nou hoor wat sê ons agter geslote mure wanneer julle nou nie hier is nie. Maar weet jy wat ons agtergekom het, is dat ons dikwels, dit is nogals maklik. Ek het my vrou bietjie daaroor gesels gister, eintlik het sy my bietjie vasgevat oor sekere goeters, en dit is lekker om so 'n vrou te hê wat jou accountable hou, want daar is 'n pad, daar is 'n goal waantoe ons gaan. En dit kos natuurlik opoffering om by sekere goeders te kan uitkom en sekere goeders te kan beleef en te ervaar saam met die Here en te groei. Want dit is tog die begeerte van God se hart is dat ons onsself sal stroop van alles sodat ons meer ruimte en plek maak vir hom. En so was 'n goeie gesprek gewees gister. En eintlik die laaste ruk in ons harte, dit is al 'n ding wat baie lank kom. Maar partykeer het 'n mens net so nou en dan 'n stamp in die ribbes nodig om te sê, luister, hey, what's happening? Hoe lyk dit? Waartoe is ons op pad? En daarom is dit so maklik, want ons het agtergekom en julle sal verstaan wat ek sê, is dit so maklik om eerder 'n uur nog enigiets anders te doen as om 'n uur in gebedtyd te spandeer. Dit is so maklik om eerder 'n ekstra uur te werk, jy weet, by die huis, 'n paar admin goedjies te doen, as om daardie tyd te gebruik om miskien God se woord te studeer.
baie makliker, baie lekkerder. Dit is so maklik om eerder vir myself iets te koop wat ek begeer as om my finansies te gebruik om in die koninkryk te saai. Of miskien 'n tiende te gee, whatever. Maar dit is so maklik om eerder daai geld te gebruik om gou-gou 'n golfstok te koop. Of 'n paar balle online, whatever. En dit is makliker om planne te maak en my planne te volg en te gehoorsaam as om leiding by God te kry en sy instruksies te gehoorsaam. En so dit is goeders waarmee ek en jy sukkel. Dit is goeders wat nie vir ons algemene goeders, maar dit is algemene probleme vir ons as gelowiges. En as ek eerlik moes vra, weet jy, hoe gaan dit met jou? Wat is jou ervaring van jou geestelike verantwoordelikhede? So baie mense byvoorbeeld sê, hulle sê hierdie goeders, hulle sê, ek weet ek moet bid. Ek weet ek moet bid. Maar ek doen nie. Ek weet ek moet, maar ek doen nie. Ek weet ek moet Bybel lees, maar ek kry nie tyd nie. Ek weet ek moet kerk toe gaan, maar die verkeer en die mense en ek like dit hier so, ek like dit. So jy kom nie in die gemeenskap en die ander mense sê ek weet ek moet gee, maar daar is nie om te gee nie. Ek moet nou eers hierdie doen en daai doen en dan sal mense wat sê, weet jy, ek weet ek moet dien, ek weet ek moet betrokke raak, maar ja, ek is net so besig. Ander ouens sal my weer sê, ek weet ek moet disippels maak, ek weet dit, die Here lê op my hart, ek moet disippels maak, ek moet betrokke raak, ek moet disippels maak, maar ek kom nooit daarby uit nie. En ander mense, ek weet ek moet heilig lewe. Ek weet God roep my na 'n hoër standaard toe van lewe. Ek weet ek moet, maar hulle doen dit nie. En as ek byvoorbeeld gesprekke het met baie mense en selfs gesprekke wat by die huis plaasvind en so aan, dan besef ons dat, weet jy wat, partykeer voel ons hierdie goeders hierdie verantwoordelikhede wat ons op ons almal se skouers rus as gelowiges, voel partykeer net onnodig. Dit is my skedule is regtig oorvol om nog iets in te pas en iets te doen of betrokke te raak of dit te gee of daar te saai of dit te doen of dat te doen, nog 'n disipel maak. Waar gaan ek hierdie tyd kry? Dit voel partykeer onnodig. So ons los dit die hele tyd vir iemand anders te, om hierdie goeders te doen, maar stadig maar seker dat kom jy op 'n plek waar jy jouself oortuig dat, weet jy, dat wanneer jy dit wel doen, gee of betrokke raak of tyd spandeer saam met iemand of iemand help of wat ook al, dan tog so subtiel hier in die agtergrond, dan begin jy jouself oortuig dat God jou ietsie skuld. Jy skuld my, kyk wat het ek gedoen, jy skuld my nou. En ons het al oor gepraat, julle weet, hier is nie 'n nuwe tema nie, maar ek lê net 'n fondasie. Jy weet, baie mense voel, net om hier te wees is al klaar 'n geweldige groot opoffering. En ons is dankbaar vir elke persoon wat kom. Maar sien, God skuld ons niks nie. Nee. En die evangelie werk ook nie so nie. Maar ek wil gou ietsie aan julle openbaar. 1 Korintiërs 6 vers 20. Hy sê, julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Wat behoort aan God? Jou liggaam en jou gees. Hoekom? Want dit was op 'n stadium, een of ander tyd iewerste in jou lewe, was jy 'n slaaf aan sonde. Daai meester, daardie ding wat oor jou geheers het bepaal wat jy dink, sê, doen en hoe jy lewe. En jy was goddeloos en ons almal erken, ons almal was sondaars, ons het almal kort geval van die heerlikheid van God. En toe ons tot bekering gekom het, nou besef ons met sy lewe, met sy bloed, God het sy seun vir ons gegee, die seun het sy lewe neergelê, niemand vat dit nie. Hy het dit neergelê. En hy het ons gekoop, sodat ons nie meer aan daardie meester behoort nie, maar dat ons aan hom behoort. Met ander woorde, ons sal altyd aan iets behoort, aan iemand behoort. Waaraan behoort jy? En so hy sê, Paulus sê vir ons, jy is duur gekoop, verheerlik God dan. Verheerlik God dan, instruksie, bevel, nie 'n opsioneel nie. Nie 'n nice to do, every once in a while, dink gou 'n bietjie aan die Here nie. Hy sê, verheerlik God, punt. In jou liggaam en in jou gees, wat aan God behoort. Nie jou eie nie. So die evangelie sê nie, Christus het jou vrygemaak en in Christus is jy nou vry om te doen wat jy wil nie. Christus het nie ons vrygekoop en vrygemaak sodat ons oor onsself moet heers nie. Daai ding is nie in die evangelie nie.
Inteendeel, dit is nie die evangelie nie. Inteendeel, volgens Galasiërs hoofstuk 5, dis heeltemal 'n ander geloof. Nie die geloof van Jesus Christus nie die evangelie nie. En so sien ons dat ons moderne persone en ons mense en ons moderne kerk het 'n geweldige, ons hou nie van daai tipe taal nie, want jy gaan nie vir my sê wat ek mag en nie mag, jy sê my niks. Nee, ons ken dit, en dit is, en ons westerse ouens het hierdie goeders aangeneem, dat dit is presies so, nie, jy sê vir my niks. Jy vra my. Jy sê my niks. Wie is jy? Jy praat seker met iemand anders, maar jy sê my niks. En ons het so groot geword, dit was die arrogante, sondige natuur van ons, in ons BC daar. Maar ons sit met 'n probleem as 'n moderne kerk, as gelowiges in 'n moderne tyd en era. Ons het 'n aanbiddingsprobleem. En daardie probleem sê, jy weet, want pligte en verantwoordelikhede, instruksies wat God vir ons gee, elkeen van ons gee, word eers 'n vreugde wanneer Christus vir ons kosbaar is. Het wys jou vir party van ons hoe kosbaar is die Here werklik, want kyk hoe tree ons op teenoor verantwoordelikhede. Kyk hoe negatief is instruksie van die Here af teenoor ons. Ons het 'n aanbiddingsprobleem. Nommer 2, ons het 'n liefdesprobleem. Liefdesprobleem is sy gebooie voel swaar vir almal wat nie besef hoe waardevol Jesus vir elkeen van ons regtig is nie. Ons het verleer en ons sien nie meer hierdie skat en waarde van Christus in ons lewens nie. Ons sien dit nie. Ander goeders het belangriker en duurder geword en het groter waarde as Christus Jesus vir ons. En ek praat van die kerk. Hierdie briewe is vir gelowiges geskryf, nie vir ongelowiges nie. Hierdie briewe en instruksies is vir gelowiges, ek en jy geskryf. En dit is ietsie waarmee ons sukkel, ons worstel daarmee. Dan het ons 'n heerlikheidsprobleem. Matteus 6 vers 21 sê Jesus het so mooi. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Aan die ander woorde, jou hart volg altyd wat vir jou die groter skat is. Jy is daar, jy is teenwoordig by dit wat vir jou werklik belangrik is. En ons is almal skuldig aan dit. En daarom moet ons teruggaan. Ek wil julle Ou Testament toe vat. Sinai, Haso, die grootste sonde van Israel. So, Moses is, julle ken die verhaal, Moses is net te lank weg. Die ouens raak onseker en ongeduldig. Nou moet hulle planne beraam. Die ouens kom na Aaron, boelie hom. Aaron is 'n swak leier, hy staan nie, hy het nie ruggraat nie. Hy doen presies wat vir hulle vir hom sê. So, Eksodus 32 vers 1. En toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, met die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, hierdie man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie, so ons is nou ongeduldig, is nou nie meer lekker hier nie, maak 'n plan. En so Israel, die probleem met Israel is hulle het nie opgehou glo nie, hulle het nie opgehou glo in Jahwe nie, hulle het nie. Hulle wou nog steeds die feeste vier, dit was vir hulle lekker. Hulle wil 'n jolly tyd hê, hulle wil fees vier, hulle wil die feeste onderhou, allerhande goedjies, hulle is opgewonde. Hulle is nie meer waar hulle was nie. Hulle weet nie waar hulle op pad heen is nie, maar dit moet lekker wees, nê? En so kom hulle en hulle plaas druk op Aaron. En eintlik wat hulle sê is nou, ons mind nie om God te aanbid nie, maar maak vir ons ander gode, want sien, hierdie gode wil ons kan beheer. Hy moenie bepaal wat ons dink, sê, doen en hoe ons moet lewe nie. Hierdie gode wil ons aanbid op ons terme. Maar ons moenie van Jahwe ontslaa raak nie, sit net nog by. Hulle is gewoond aan die kultuur. Hulle kom nou net uit Egipte uit. Egipte het 200 plus gode. 'n God vir die, 'n God vir daai, 'n God vir dit, 'n God vir dat. En hulle is nog in daardie kultuur, hulle is nog in daardie dinge, maar hulle soek ene wat aanpas by hulle planne en hulle begeertes en dit is nog steeds, om eerlik te wees, dit is ons probleem nog steeds. Want ons sê, Here vergewe my, red my, help my, beskerm my, seën my. Ons bid al hierdie dinge en ons vra die Here om hierdie goeders vir ons te doen. Maar in dieselfde asem sê ons, moenie vir my sê wat ek met my tyd moet doen nie. Jy gaan nie vir my sê waar ek moet betrokke raak, jy sê my niks. Maar red my, seën my, bless my, help my, ondersteun my, maak ruimte vir my, beskerm my.
Maar moenie vir my sê wat ek met my geld moet doen, no ways. Geef vir wie, wat, hoef 10, no ways, niks nie, 10 is het, Saai, of saai en wie se wat se lewe, niemand gee vir my ooit iets, nie. Jy sê vir my nie wat ek met my geld moet maak nie, maar seën my, sodat ek finansiëel goed en sekuriteit kan hê, en alles kan mooi, en alles, vermenigvuldig dit wat in my handjie is. Maar jy sê my niks. My ambisies en drome is belangrik, Here, dit is so belangrik, maar moenie inmeng in my verhoudings nie. As ek nog besig is om iemand te date of met iemand uit te gaan, Here, jy sê vir my nie waar is die lyne en waar mag ek en nie mag ek en hoeveel en hoe ver en wat, jy sê my niks, maak my gelukkig, laat hierdie die ene wees. In 'n huwelik, ook weer, Here, ons dankie, ek is getroud, maar jy sê nie vir my wat ek mag doen nie, jy sê my nie of dit is hierdie is reg en hierdie is verkeerd en hierdie is heilig en hierdie is onheilig, sê my niks, moet my niks sê nie, ek wil my dinge doen soos wat ek het wil doen, soveel soos wat ek wil doen, al moet hy of sy nie daarvan bewus wees nie, beskerm ons huwelik, laat sy net nie uitvind wat ek doen nie. Dis wat ons doen. Sien, ons het dieselfde probleem as Israel. Israel wou God as 'n verlosser hê. Maar hulle het geworstel met hom as Heer. En ons het nog steeds daardie probleem vandag. Jessie, red my, help my, lei my, beskerm my. Wow. Voor, agter, links, regs, alles. En ons het hierdie gebede. Maar as Here, ek worstel met jou as Heer. Jy demand net te veel. En ek wil net weer herinner dat gode is nie beeldjies nie, né? Dis nie daai Boeddha beeld wat uit klip uit gekap is daar in Asië nie. Dit is nie die grootste God wat daar is nie. Afgode is enigiets wat ek meer begeer, meer vertrou en meer nodig het as God, né? Ons het al baie hieroor gepraat, julle weet dit. Onthou, ek lei net 'n fondasie, hier is niks niets vir julle nie. Die moderne goue kalwers van ons tyd is die God van onafhanklikheid. Ons wil nie afhanklik van God wees nie. O my het, ons wil nie. Ons wil onafhanklik wees, ons wil besluite neem wat goed is vir ons. Ek wil besluite hê, finale besluite oor my lewe hê, nie jy nie, Here. Ons het die afgod van gemaklike godsdiens. Jesus, ons soek gemaklike godsdiens. Ons soek Jesus sonder 'n kruis en sonder instruksies. Sonder daardie skrifte wat sê tel jou kruis op en volg my. Sonder daai goeie. Ons soek nie dit nie. Ons wil niemand dien nie, hulle moet ons dien. Jy sê my niks. Ons soek die emosionele God, daai emosionele vryheid, daai ene wat sê, Jessie, 'n liefdevolle God sal my nooit laat swaar kry nie, en hy sal nooit vir my nee sê nie. 'n Liefdevolle God sê nie nee vir my nie. Ja, daai ding bestaan nie. En dan natuurlik het ons daai God van persoonlike vervulling, met ander woorde, my drome, ambisies, al daai goeders is belangriker as jou instruksies. Dit is nou belangriker vir my om te kry wat ek wil hê nou op hierdie stadium as wat ek moet luister na dit wat ek moet doen vir jou. Ek soek nie dit nie, ek wil persoonlik vervul en dit is 'n afgod vir my, persoonlike vervulling. Nog die laaste enetjie is die God van beheer. Ek vertrou my planne meer as u voorsiening en u leiding. Meer as die raad. My planne is die beste. En dan sien jy die effekte daarvan in mense se lewens. Hulle wil nou verligting hê, hulle wil nou vrykom, hulle wil nou van hierdie druk ontslaa raak, so nou compromise hulle. Maar om daardie leefstyl te handhaaf en om daardie plek te beskerm en te behou, moet jy konstant iets opgee en compromise om daardie toestand te behou. Maar in die proses raak jy meer angstig, mees vreesagtig, meer in die skuld. Jy maak net skuld. Eventueel snowball en alles val in een. En agter al hierdie 5 goedjies, gode wat vir ons belangrik is die God wat dit eintlik alles bestuur en dit is ek en jy. Die grootste God in die wêreld is nie daai Boeddha beeld nie. Is ek en jy. Die self, die mens. Dis die grootste God van alles. En weet jy wat, ek wil eintlik dit mooi bewys in Openbaring hoofstuk 20, dan lees jy van die gedeelte, en nou hierso wil ek bietjie jou denke challenge, jou oortuiging challenge van geestelike oorlogvoering. Want sien, in Openbaring hoofstuk 20, is dit die eerste keer in die geskiedenis van sy bestaan, dat Satan gebind word.
Wat sê jy daarvan? Skit dit nie 'n paar boksies nie. Maar ek dink as ek I bind you Satan en I bind you, jy bind niks nie, want hier is die eerste keer dat hy gebind word. So ek challenge jou rondom dit en wat jy gewoond is, wat jy aangeleer is deur mense en goeders, want hier is die eerste keer in die geskiedenis en is op skrif en in die Heilige Skrif dat Satan gebind word. Ek hou nie daarvan om goeders te doen wat nie in die skrif staan nie. Ek like dit nie. Want dit klink so amazing en reg en alles, maar jy bind niks nie. Sien jy hoe meer afhanklik moet jy van God wees? Nee, ek sien dit. Dit staan hier staan. It's not me, it's him. Maar ek hou nie van gibberish en gemors nie. Ek hou nie van goeders wat so reg klink en voel, maar dit is nie eens in die boek nie. Hier is die eerste keer, God gee vir 'n engel 'n opdrag en sê, bind hom. Dan is hy ou gebind, papa. Vir 1000 jaar is hy gebind. 1000 jaar. Vir 1000 jaar sal niemand deur hom bedrieg en mislei word nie. Vir 1000 jaar. Nou moet jy verstaan in die millennium, daar so skrifte. So in die millennium, ek weet nie hoe ons gaan lyk, of ons rond gaan stap met halos nie, of wat ook al vir die ouens wat nou dood gegaan het en opgestaan het en verheerlikte liggame gekry het nie. Maar daar gaan mense wees wat wanneer Christus terugkom en hy vestig sy koninkryk op aarde, gaan daar mense wees wat nog fisies in hulle vlees is. Met ander woorde, mense wat toe hy gekom het nie dood gegaan het nie, maar hierdie mense lewe en hulle het kinders gekry en hulle kinders het kinders gekry en vir 1000 jaar het hierdie mense kinders gekry. En so dit is mense wat nie dood gegaan het nie, wat nie opgestaan het nie, wat nie in hulle verheerlikte liggame is nie. So ek weet nie hoe die storie gaan lyk nie. Weet jy, gaan ons dan nou hier wees as ons, ek weet nie. Maar dit gaan interessant wees. Dit gaan amazing wees, wat ook al, hoe dit ook al gaan lyk en gaan wees, dit gaan amazing wees, maar luister hierso, vir 1000 jaar gaan daar vrede op aarde wees, geen behoefte, geen nasie gaan teen nasie opstaan nie, alles, daar is 'n koning en hy heers perfek en dit is 'n volmaakte wêreld. Maar selfs met hom wat koning is en wat regeer en alles, gaan daar mense wees wat opstaan teen hom in rebellie. Wie gaan ons dan nou blameer? Want sien, tot nou toe het ons iemand gehad wat ons kon blameer het vir ons sonde en ons nalatigheid en ons gesê, Jesus, daai duiwel het my weer getempteer, Here, ek is so jammer, ek het gewoon nie vir jou gehoorsaamheid gegee, maar hy het my so gedruk, hy het my so getempteer en ek het geval. Maar is nice, hy is hier so. Die demone is nog aktief, dis maklik. Wie gaan hulle blameer? Hy is dan vir 1000 jaar gebind. En sien, hier is die ding, die groot uitdaging is nie die gebroke wêreld of Satan en sy demone nie. Die grootste uitdaging is ons harte. Selfs in 'n perfekte regering, onder 'n perfekte koning, wat regverdig is en heilig is en al hierdie goeders is, gaan die mens 'n rede kry om teen hom te rebelleer. Sien, dit challenge my en jou, want sien, ek en jy bid hierdie ding en sê, weet jy, Here, dinge sal soveel anders wees as hierdie uitdaging van my afgehandel is, as U hierdie struikelblok wegvat, as U hierdie vir my gee, as U daai vir my gee net vir my die perfekte omstandighede en ek sal U loof en prys en aanbid en toegewy wees aan U en ek sal vir U gee wat U begeer, maar nou kan ek nie, want ek het al hierdie uitdagings. Openbaring 20 leer vir my en jou en wys vir my en jou dat dit nooit sal gebeur nie. Ek en jy sal altyd 'n rede vind om hom nie te gehoorsaam nie. Selfs in die perfekte omstandighede. Jy sal 'n rede kry om dit nie te doen nie. En dit is skokkend vir my en jou. Want die probleem is nog steeds ons harte en dit is natuurlik, julle ken dit, Jeremia 17 vers 9, my gunsteling. Die hart is bedrieglik bo ander dinge, nog steeds. Maar ons het dan 'n nuwe hart gekry, jy het vlees. Romeine 8 vers 7, die vlees se gesindheid is vyhandig teenoor God. Johannes 3 vers 19, mense het die duisternis liewer as die lig. In die millennium met Christus op die troon in Jerusalem gaan mense sê, ek wil koning wees. Dis scary. Dis scary.
dit is nogal hektiek. Solank as wat die mens hier op aarde is, hou die vleet steeds van sy goue kalwe. En ons besluit wat vir ons reg is, en ons wil regeer, en ons wil in beheer wees. Met ander woorde, dit wat vir my belangrik is die belangrikste. En ek ag my en my situasies belangriker as die Here en sy instruksies. En so kom ons gaan kyk weer. So, hierdie ouens is goddeloos. Kom ons lees dit. Eksodus 32 vers 25 en 29. So Moses is in gesprek met die Here. Hy's 40 dae daarso, die klippe, die 10 gebooie is uitgeskryf. Hy het dit uitgekap, hy het dit met sy vinger geskryf en alles. En nou staan Moses nog daarso en die Here sê vir hom, jy beter teruggaan. So dit sou dalk meer as 40 dae gewees het as dit nie vir hierdie ouens gewees wat ons aangevang het nie. Nee, 40 dae sonder kos en water, papi. Die Here versadig hom, elke behoefte. En nou kom Moses, toe sien Moses die volk bandeloos. Holy cow! Nou, julle ken ons hy, nee. Want Aaron het hulle bandeloos laat voel, tot leedvermaat onder hulle teestanders. Met ander woorde, hulle het 'n bespotting geword vir ander nasies. Ander nasies het so na hulle gekyk en sê, Jesus, hierdie ouens is rubbish, nee? Okay, het Moses in die poort van die laar gaan staan en gesê, yesterday. So nou roep hy uit, stop het! Onthou, as jy die verhaal mooi gaan lees, dan sien jy daar so, hy die holy cow in die vuur gegooi, stikkend gekap, hy het vir Aaron uit mekaar uitgeskeer. Gooi die klip, die 10 gebooie, daai goed daar een kant, die goed breek. Hy is kwaad, hy is boos vir Aaron. Nou moet jy weet, hy moes hierdie ouens aangespreek gesê, stop wat julle doen, stop het, hou op! En hulle het net aangegaan, hulle, die hoer en remoer, hulle gaan aan, man, hulle is goddeloos, is nou lekker. Dit voel vir my so lekker soos Egipte. Hulle skit 'n bietjie, dit is boerepompie, ek sê dit sommer nou. Maar hulle gaan groot, papa. Nee, maar Kitty en die Kalahari. En eventueel het Moses genoeg gehad en hy gaan staan daar so by die poorte van die ingang van die volk en hy sê, hy skree uit, jy moet verstaan, hoe vreeslik moes dit gewees. Nou skree hy, luister vir my! Wie vir die Here is, kom na my toe. En toe het al die seuns van Levi by hom kom staan. En hy het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup. Gaan heen en weer van poort tot poort in die laar en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak. Hierdie ouens wil nie repent nie. Hulle wil nie stop nie. Judgment is about to happen. En God gee vir Moses die instruksie en sê, roep die ouens, sê hierdie ding, wie is vir die Here, kom na my toe. Hulle sal die oordeel, hulle sal dit nou uitvoer. God se oordeel gaan nou uitgevoer word deur hierdie mense wat na hom toe kom. En Levi staan op en hulle kom. En dan sê dit daarso, en die seuns van Levi het gehandel soos wat Moses beveel het. En daar het van die volk daardie dag omtrent 3000 man geval. Toe het Moses gesê, vul vandag julle hand. Nou daardie 4 woorde, vul vandag julle hand, is 'n priesterlike term wat jy deur die hele Ou Testament gaan kry. Vul vandag julle hande. Om te offer aan die Here sodat hy vandag 'n seën oor julle kan gee. Nou hierdie was nie, toe Moses hierdie vraag vra, dit was nie 'n werwingsveld tog nie. Hierdie was nie, luister hierso, soos wat baie ouens partykeer doen in kerke. Luister, hy vra, as jy geseënd wil wees, kom saam met my. Hy doen nie dit nie. Hy koop nie mense om nie. Hy vra wie is vir die Here? Wie behoort aan die Here? Hy vra nie wie wil, as jy 'n beter lewe wil hê, gee jou lewe vir God. Hy sê nie dit nie. Hy sê, as jy wil geestelik meer gawes ontdek en ervaar, kom saam met my. Hy sê niks, hy beloof geen beloning, hy bied geen voordeel nie, hy maak geen beloftes nie. Weet jy hoekom? Ek het hierdie ding besef hierdie week. Want ware disippelskap begin nie by wat jy uit God se hand uit kan kry nie. Dit begin by jou hart teenoor hom. Punt klaar. Dit gaan net daaroor. Dankie. Hey, there we go. Ja,
Waar die disipelskap begin nie, om God te volg, omdat hy vir jou iets kan gee, is nie disipelskap nie. Disipelskap begin wanneer jou hart aan hom uitverkoop is, punt, klaar. Dan kom die inspraak, die groei, die lewe, al die goeders. Want sien, hierdie was 'n vraag oor aanbidding. Hy het niemand omgekoop nie, met ander woorde, dit het 100% gegaan oor aanbidding. En weet jy wat was interessant, ek het hierdie week dit agtergekom, aanbidding is 'n samestelling van 5 woorde. En as een van hierdie goeders wegval, is dit nie aanbidding nie. Dit is baie interessant. Toewyding, gehoorsaamheid, liefde vir God, vertroue aan God en oorgawe aan God. Weer, toewyding aan God, gehoorsaamheid aan God, liefde vir God, vertroue aan God en oorgawe aan God. As daai 5 goeders nie daar is nie, is dit nie aanbidding nie. En die seun van Levi stap vorentoe. Nou, verstaan, jy moet nou hierdie ding indink. Nou staan hierdie klomp ouens hier so langs ou Moses, en daai ouens gaan net aan en hy roep en hy het geskree. Ons weet nie hoe lank het hy vir hierdie ouens. Hy het nie stil gebly nie. Hy was kwaad toe hy daai goed gooi. Wat doen julle? Dis mos natuurlik. Wat doen julle? Jy slaan die ding stukke. Hey, stop dit julle. Hulle gaan net aan, vee hulle af aan ou Moses. Gaan aan. Die Here sê genoeg nou, maak so. En so, hulle weet nie wat kom nie, hulle weet nie wat die Here van hulle gaan vra of wat die Here van hulle verwag nie. Al wat hulle weet is ons is vir die Here, punt. Ons is vir die Here, ons staan hier by jou Moses, ons is vir die Here. Ons wil nie deelneem in hierdie gemors nie, hierdie rabbies. Kyk, die goede loos man, sis man. Ons is hier so Moses, dis al. En nou kom die moeilikste instruksie, seker een van die moeilikste instruksies wat God vir 'n klomp mense gegee het om uit te voer. Hy ons wat nie wil bekeer nie. Maak hulle dood. Jessie, wie maak hy dood? Wie maak hulle dood? Eksodus 32 vers 29, luister mooi. Vandag is julle gewy aan die diens van die Here. Dis nou klaar, hulle is nou klaar, hulle kom maar aan, hulle lyk soos daai ouens van 300, dis net bloed. Die bloed, goed het gespat, daar, iemand skree nog, hulle, maak hom stil. Dan kom hulle terug, vandag is julle gewy aan die diens van die Here. Julle het vandag so 'n groot ding gedoen, vandag is julle afgesonder aan die Here. Want julle het selfs teen seuns en broers opgetree. Teen seuns, 'n pa het sy kind doodgemaak, want hy wou nie ophou nie. My kind, asseblief stop het. Nee, ek gaan nie, jy's lekker. Hou asseblief op, die Here. Ja, ek gaan nie. 'n Pa het sy kind doodgemaak. Broers, ander vertaling is baie meer detail. Hulle praat van seuns, dogters, broer, suster, buurman, buurvrou. Almal wat vir hulle kosbaar was, almal wat hulle geken het, verhouding mee gehad het. Gister het ons nog lekker saam gesels en om die vuur en ons het lekker gechat en dit was van. Vandag wou jy nie ophou nie. Jy wou nie ophou rebelleer nie. Toe Moses gesê het, stop dit, hou op. Julle wou nie hoor nie. Vandag as jy my, ek moes jou, en hier is die ding. Verbondstrou aan God. Dit is nou toewyding, oorgawe. Om jouself te onderwerp aan die instruksies en wie God is. Om aan sy kant te wees, om aan God se kant te wees, is belangriker as om verhouding met jou te staan. Of jy nou my pa's, of my ma's, my broer, my sussie, my kind, my verhouding met God is belangriker as my verhouding met jou. En Lukas 14 vers 26, nou dit klink ou wild en is Ou Testament. Jesus sê dieselfde ding in die Nuwe Testament. Hy sê dan, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan jy nie my disipel wees nie. Jy kan nie. Hoekom? Hoekom, Here, kan ek nie die disipel wees nie? Want toewyding aan my is belangriker as die kompromie wat jy maak om anders gelukkig te hou. Ek gaan nie vir dit staan nie. Jy moet selfs jou eie lewe
haat ter wille van my, dan kan jy my disipel wees. En hoeveel mense weet jy, pa, ma, broer, suster, kinders, wat jou druk om te compromise op instruksies wat God vir jou gedoen het. En jy doen dit nie. Jy vermy dit, want jy wil verhouding bou. Hoeveel van ons is skuldig daaraan? Ons almal is al skuldig aan. Die Here sê, jy moet my so vrees. Ek moet vir jou so belangrik wees, dat jy bereid is om 'n instruksie uit te voer, of jy nou daarvan hou of nie. Dis wat jy moet doen. En selfs jou eie lewe haat, met ander woorde, jou eie begeertes en behoeftes, en dit en dat en daaietjies. Nou, van daai dag af het die Here vir hierdie Lewiete baie instruksies gegee, baie. Hulle moes die tabernakel opslaan, afslaan, dan moet hulle trek, dan moet hulle weer opslaan, afslaan. Hulle klere moes op 'n sekere manier gelyk het, en dit mag nie slordig wees, en dan mag nie goeders weg wees nie. Daar moet sekere goeders, spyse en goeders wees in die tabernakel wat konstant brand, wierook en dingetjies, en hulle moes so hard gewerk het na daardie dag, 'n klomp instruksies wat die Here dan nou vir hulle gegee om te doen, goeders wat hulle nie eens aan gewoond was om te doen nie. Skielik is daardie verantwoordelikhede hulle sinne, en hulle murmureer en kla nie een keer oor dit nie. Nie een keer nie. Hulle sien dit as 'n vreugde, as 'n voorreg. God het hulle gekies. En natuurlik om die tabernakel is hulle die ouens wat daar gebly het. Hulle het goeders gesien en gehoor wat in daardie tentjie gebeur het, wat hulle lewens radikaal beïnvloed het. Soveel so, dat toe hulle in eventueel daarso by Kanaan kom, en hulle kan ingaan, gee die Here vir die Israeliete, die 12 stamme, gee hy vir hierdie stam, gee hy wingerde en boorde en huise en weivelde en skatte en rykdom, sekuriteit, goeders wat hulle kan aanpas vir hulle kinders, en hulle kinders kan hierdie goed aanpas vir daai kinders, en daai kinders kan, hy gee vir hulle 'n legacy, hy gee vir hulle 'n wynplaas, wat vir eeue lank in die familie gaan bly. En dan kom dit by hulle, dan sê die Here, okay, Levi, raai wat kry julle? Nou staan hulle daar, yes, Here, wat kry ons nou? Is nou ons beurt, wat kry? Julle kry niks nie. Wat? No ways. Dis wat ek en jy sou gesê het. Dan kom die Here en dan sê in Numeri 18 vers 20 sê hierdie ding. Hy sê, julle kry niks. Want ek is jou deel in jou erfenis onder die kinders van Israel. Wat? Dit klink vir my nou nie 'n lekker deal nie. Ek sou 'n wynplaas gelyk het en gesmaak het, vir die kinders se kinders, sekuriteit, lekker man, goeders, huise, Ouens het niks nie, nie grond nie, niks. Ek is jou deel in jou erfenis onder die kinders van Israel. Nou wat beteken dit? Nou om dit te verstaan, wat hierdie ouens verstaan, want hulle het iets verstaan wat ek en jy nie verstaan nie. As ek vandag vir jou sê, dat jy kan die hemel hê. Jy kan die hemel hê. Sonder pyn, sonder dood, sonder sonde, met al jou geliefdes. Maar Jesus is nie daar nie. Sal jy dit nog steeds wil hê? Nou hier is die probleem. Want hierdie openbaar eintlik wat vir jou belangrik is. So hierdie vraag bring skeiding in die kamp. Want sien, as jy gesê het, ja, dit klink vir my na 'n sweet deal. Maar Jesus is nie daar nie. Dan openbaar dit wat jou ware gode is. Want sien, ek en jy is veronderstel om te sê, enige plek waar Jesus nie is hel. En hierdie ouens het dit verstaan. En Jesus het verstaan. Sien, hulle het so 'n wonderlike tyd, so 'n wonderlike belewenis gehad met al hierdie instruksies, met al hierdie goeders wat hulle uitvoer, dag na dag, goeders wat hulle moet doen, goeders wat hulle nie hulle hand noodwendig vooropgesteek het om te doen nie, maar omdat dit 'n bevel of 'n instruksie van God was, het hulle gesê, amen, dit sal so wees. Ek sal dit doen. Sonder om te murmureer en te kla en te kere te gaan. Ek sal dit doen. Dit is my plig, my instruksie, my verantwoordelikheid, my voorreg. Dit kom by om alles uit te deel, het hierdie ouens so 'n hegte verbintenis met die Here, so 'n hegte band met God, dat 'n wingerd, 'n boord, 'n plaas, 'n huis, skatte, rykdom, sou vir hulle gevoel het, soos jy doen my nou in, Here.
Jy doen my nou in hierso om vir my 'n stuk plaas te gee en grond en dit en dat en daai. Want sien, ek het so lank in u vasgekyk, in die tempel bedien, so betrokke gewees by daaglikse aktiwiteite, waar ek die goeders doen wat u van my vra en verwag. Ek het u gedien van die oomblik wat u gesê het, ek is nou vir u, ek is nou afgesonder vir u. En weet jy wat gebeur? Die slim mense, die slim sielkundiges, het agtergekom dat sterk verbintenis, dit is om getrou te wees aan iemand, is gebore uit dienswerk. Om te dien. As jy jou maat dien binne die huwelik, dan sê die sielkundiges, die slim mense, sê hierdie ding, daar is 'n commitment wat gevorm word, wat nie gebreek kan word nie. En die rede hoekom ons nie meer verlief op en verlore op mekaar is nie, is want ons het opgehou om mekaar te bedien. En so hierdie ouens het hierdie band met God gevorm, want hulle het konstant gedien in die huis van die Here. Hulle het God gedien met al hierdie goeders wat hy van hulle vra en verwag. Goeders, soos ek sê, wat hulle nie eens geweet het, hulle gaan van daardie dag af kry nie. Maar hulle het gedien. Daar was so 'n commitment teenoor God, dat die wêreldse mooi dinge het hulle kleur verloor. Die mooi blink dingetjies van hierdie lewe het onsmaaklik begin raak en vaal begin raak, want al wat hulle gesoek het is die Here. Jy's vir my mooier as mooi. Jy's vir my 'n skat wat ongelooflik groot en ryk is. 'n Plaas is jy degrade, maar jy doen my nou in. En daarom was hulle tevrede gewees met, ek is jou erfporsie en jou deel. Enigiets anders sou dit nie gedoen het nie. In Asaf in Psalm 73 gebeur die soortgelyke ding met hierdie arme ou. Hy kom op 'n baie gevaarlike plek. Hy begin worstel in sy verhouding met God. Hy begin worstel met sy geloof teenoor die Here. Want sien, hy kyk om hom en hierdie is 'n goddelose wêreld, maar die goddelose mense is besig om alles te kry wat hierdie wêreld offer vir hulle. Hulle kry die mooi huise, die mooi karre, hulle donkies is almal gesond. Jou vriend donkie, die ding het sy enkel gebreek en hy's oud. Hy is stubborn, daai ou sê net, yes, donkies kom agter mekaar. Hier is soos jy kan net breek. Alles werk uit vir hierdie ou. Hierdie ouens om hom, alles werk vir hulle. Die kinders is gesond en mooi, die vrou is mooi, en na 6 kinders hou sy nogal figuurtjie. Die man verloor sy hare en die eerste check hoe sexy lyk hy. Die kinders sê, ja, dankie ma, dankie pa, goeienag ma, goeienag pa, al hierdie dinge. Hulle lyk so, dit lyk so lekker. Maar ek worstel met die, ek struikel met die, ek wonder, wanneer gaan my skip nou aankom, hy het begin begeer. Hy het begin kyk na wat hy nie het nie, en hy het begin ondankbaar raak. En skielik, omdat hy 'n man van God is en hy vrees die Here, hy worstel met God, hy stoei met die Here deur gebed, maar skielik, eendag stap hy in die tempel in, en hy het 'n ontmoeting met die Here, en hy skryf hierdie gedeelte, hy sê, Psalm 73, vers 25 en 26, weet ek buiten u in die hemel, buiten u begeer ek ook niks op aarde nie. God is my rots, my hart, en my deel vir ewig. Skielik kom hierdie ou in 'n ervaring met God in die tempel, en hy besef, hierdie ouens het alles, maar hulle het nie God nie. En die belangrikste ding wat jy nodig het wanneer jy doodgaan, is nie wat jy het nie, maar God. Dit is die belangrikste ding wat jy op daardie sterfbedjie van jou nodig het, is 'n God. Nie my busie nie, nie my kar nie, nie my dit nie, nie my pensioen nie, nie my niks nie. God. En so die ding wat jy moet begin besef, die ding wat jy nodig het die dag wanneer jy sterf, dit is die belangrikste ding wat jy nodig het in jou lewe. En jy moet nou daaraan aandag gee. Jy moet tyd spandeer. Jy moet jouself belê. Jy moet jou tyd gee, jou geld gee, jou gawes gee. Jy moet tyd met God spandeer.
Want jy gaan hom nodig hê die dag wanneer jy sterf. En dit is die belangrikste ding in jou lewe. Nie jou beroep nie, nie jou kwalifikasies nie, nie hoeveel geld jy maak of verdien nie, nie jou mooi vroutjie of die vrou wat jy wil hê nie, nie die man nie, nie die kinders nie, niks nie, God, punt. Julle moet asseblief ook eerste diens toe kom. Eeue later skryf Paulus dieselfde ding. Eeue later skryf Paulus in Filippense 3 vers 8 en hy gaan so, hy sê, ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Alles is waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Wat? Ja, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Beter as goud, beter as silwer, beter as diamante, beter as daai Land Rover. Terwille van hom het ek alles prysgegee. Wat? Terwille van hom het ek alles prysgegee. Hy moet 'n bitter groot skat wees en waardevol wees vir iemand om alles op te gee om hom te kry. Sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Die enigste ding wat ek het wat waardevol is my verhouding met God. Yes, like is diep. Dis diep. Dit openbaar eintlik hoe vlak ek is. En daarom worstel jy so in jou verhouding met die Here en jou geloof met God. Want jy kry nie wat jy wil hê nie. Maar ander goeders is belangriker. Nou gaan 'n jaloerse God toelaat dat jy net aanhou begeer. 'n goeie, heilige Vader wat omgee, gaan nie dit toelaat nie. Enige goeie pa gaan dit stop. En dan raak ek en jy kwaad. Dan voel ons, jy is nie lief vir my nie. Nou, dis nie waaroor die preek gaan nie. Maar die goue draad is die Lewiete sê, God is my erfdeel en hulle is super tevrede. Asaf sê, God is my deel vir ewig, ek is super dankbaar vir dit. Paulus sê, Christus oortref alles in waarde. Nou luister hierso. Dis nou my en jou verantwoordelikheid om op hierdie plek te kom, waar ons eintlik die vraag ook kan antwoord. Wie is vir die Here? Aan wie behoort jy nou eintlik? Want sien, as hierdie ouens al daardie goeders kon antwoord het na baie jare saam met die Here. Sê ek behoort aan die Here, punt, klaar. Ek behoort nie aan enigiets anders nie. Ek behoort aan God. Dan is ek en jy veronderstel om hierdie ding vandag ook te kan antwoord. En as ons dit nie vandag kan antwoord en eerlik wees met ons harte, dan moet jy verstaan. Ons is op 'n gevaarlike plekkie. Want sien, ek en jy het 'n verantwoordelikheid gekry en ons het 'n klomp instruksies gekry. Maar dit voel vir ons soos moeite. Voel vir ons in ons besige skedule. Ek het nie tyd om betrokke te raak en hierdie ding te doen nie. Ek wil jou herinner. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk as eiendom verkry. Eiendom, sy eiendom. Jy is 'n priester of jy nou daarvan hou of nie, as jy in Christus Jesus is jy 'n priester en jy is deel van 'n koninklike priesterskap. En in hierdie priesterskap is daar verantwoordelikhede wat my en joune is, of jy nou daarvan hou of nie. As jy nie daarvan hou nie, wel, dan het jy pretty much jou hart het klaar geopenbaar dat jy nie deel van hierdie priesterskap is nie. Met ander woorde, jy gaan verlore gaan, die res van jou lewe gaan daar pyn en lyding en 'n gekneun en 'n geween wees en daar gaan allerhande spyt en kwaad en haat wees, seela en vrede vir jou, want jy gaan dit nie hê nie. Maar vir ons wat in Christus is, wat wedergebore is, wat kinders van God is, en ons verklaar om ons verlosser en ons Heer. Jy het instruksies gekry, en daardie instruksies behels, jy moet betrokke wees in die kerk. Is nie opsioneel nie. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou langs aan jou.
Om te bedien en betrokke te raak, om seker te maak dat die gawe en die ding wat God in jou hand geplaas is, iemand se lewe kan verryk. Iemand kan bemagtig. Iemand meer effektief kan maak. Disippelskap is nie opsioneel nie. Jy moet disippels maak. Punt, klaar. Maar ek het nie tyd nie. Maak tyd. Dis nie opsioneel nie. Jy moet 'n disipel van iemand maak wat nou net tot bekering gekom het. Maak jy disippels? Ek is nou nie so slim nie. Wel raak slim. Kry 'n koffie. Kos gesels. Maar ek en jy het nie die opsie om nie te doen wat hy sê nie. En jy gaan nog baie meer goeders doen wat die Here van jou gaan verwag om te doen wat jy nie gedink het jy gaan eendag hoef te doen nie. Net soos die Lewiete. Sien, want dit wat vir hulle voorreg was, is ons identiteit in Christus. Ons is diensknegte van die Allerhoogste. Ons is diensknegte in die kerk. En wat ook al die behoefte is, ek en jy moet dit kan ontmoet. Of dit nou jou tyd is, jou effektiwiteit, jou wat ook al, jou graad, jou geld, jou alles moet beskikbaar wees vir God om gebruik om die liggaam in Christus te kan versterk. Of as jy 'n CEO is, welkom, gee klasse aan sodat ouens CEO's word. As jy weet hoe om met geld te werk, welkom, bring daardie kennis sodat ons mense leer hoe om met freaking geld te werk. As jy weet en verstaan intimiteit en verhoudings en sulke goedes, kom, raak betrokke dat ons hierdie mense kan leer hoe om dit te doen. Wat is in jou hand? Hoekom moet ek sê, wat is in jou hand? 1 Petrus 4 vers 10, gebruik die genadegawe wat jy ontvang het. Heiligheid, 1 Petrus 1 vers 15, wees heilig want God is heilig. Bid sonder ophou, 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou, jou tyd, Efesiërs 5, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Finansies, 2 Korintiërs 9 vers 7, laat elkeen gee. Nee, ek gaan nie, hoeveel moet ek, Christene vra nie, wat moet ek gee nie. Christene, gelowiges vra nie, wat moet ek gee nie. Wat moet ek doen nie? Hierdie ding is wat jy moet besef, is soos God het nie jou geld, jou tyd of jou gawes nodig nie. Maar die feit dat hy jou vra om dit te bring, en deel te neem, en betrokke te raak, wys vir jou, dit is genade dat hy saam met ons wil werk. Dis 'n voorreg. Ek wil vir jou hierdie ding sê, ons het baie mense wat betrokke is en ons is dankbaar daarvoor. Reg oor die wêreld is mense betrokke in die kerk en so aan. Maar ons baie mense wat nie betrokke is nie, wat niks doen nie. Sien, God het nie gesê, kom kerk toe, sing 'n paar liedjies en luister na die ou wat hy daarvoor sê en gaan huis toe en maak soos jy wil nie. In Johannes 14 vers 15 sê hy, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Doen dit. In Lukas 6 vers 46, kom die mense na hom toe en hy sê, waarom sê julle vir my Here, Here? Hoekom sê julle vir my Here, Here? En doen nie wat ek sê nie. Baie mense sê, Here, Here, maar jy doen net wat jy wil. Hy is nie jou Here nie. Want Johannes hoofstuk 2 vers 17 openbaar dit baie mooi. Hy sê, geloof sonder werke is dood. Jy bely my met jou lippe, jy sê, Here, 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 jy is my Here, Here, ja, dankie Here, Here, dankie Here, 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 dankie Here, Here. Maar jy doen wat jy wil, raak jy betrokke nie, span nie in nie, doen nie die werk nie. Jy's 'n priester. Wat 'n tipe priester is jy? Is jy soos Eli? Wat toelaat dat mense te kere gaan en jy sê niks nie? Maar ek dink nie dis goeie nuus nie. Is jy soos Phinehas en Hofni? Slegte priesters. Sleg! Wel, Sela, sterkte vir jou. Sien, Jesus openbaar hierdie vraag, hy antwoord hierdie vraag, wees vir die Here. 2000 jaar later kom Jesus Christus en hy sê, nie my wil nie, u wil. Nie my wil nie, u wil. Punt. En dit is die instruksie wat ek en jy moet gehoorsaam. So of jy nou baie geld het of min geld het, 'n baie belangrike beroep het of
'n eenvoudige ding. Daar's geen uitsondering vir dies wat in Christus is nie. Almal moet aanmeld vir werk en die instruksies gehoorsaam wat hy vir ons gee. Punt, klaar. En dit is die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Vat hom, sluk hom, maak met hom wat jy wil. Maar dit is die woord. Dit is die skrif. En so het ek net vir die band gesê, ek weet julle is moeg partykeer en partykeer lyk dit of julle lus is vir niks nie. Maar moet asseblief nooit op 'n plek kom waar jy dink jy doen vir ons of vir my of die kerk of vir God 'n guns nie. Want jy doen nie niemand 'n guns nie. Jy is net besig om gehoorsaam te wees. So dankie vir die ouens wat betrokke is. Ons waardeer julle. Maar selfs vir hulle, jy doen my nie 'n guns nie. Ek like jou kwaai, maar jy doen my niks nie. Jy is net gehoorsaam en daar is nie 'n insignificant werk in die koninkryk van God nie. Alles is significant. Dit wat jy doen, dit wat jy bring, hoe jy deelneem, is besonders en ons is dankbaar. Maar ek doen nie jou 'n guns of die Here guns om hier te wees en elke week goeders voor te berei, ek en my skoonpa nie. Ons is net gehoorsaam. En baie daai tye wanneer ons ook nie wil nie, then we suck it up, buttercup. En ons herinner onsself weer wie en wat ons was. En wat ons eintlik verdien. En wat hy kom neerlê het. En wat hy prys gegee het. Alles ter wille van my. Sien, ek sluit af met hierdie heel laaste ding. Hoor wat sê Thomas Watson, 'n ou Puritan van back in the day. Hy sê, hoe kosbaarder Christus vir ons word, hoe kosbaarder Christus vir ons word, hoe ligter word gehoorsaamheid. Dis nie moeilik nie, dit is nie moeite nie. Hoe kleiner Christus in ons oë is, hoe swaar is elke opdrag. Dankie. Hy het jou nie nodig nie, jy het hom nodig, moet dit nie vergeet nie. So Hemelse Vader, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dit is 'n voorreg om U te kan dien en saam met U te kan werk. Ons sien dit weer net opnuut. Dis genade dat U ons wat feilbaar is, wat sondig is, wat dit is genade dat U wil hê ons moet deelneem in hierdie koninkryk van U. Dis genade. En Here, ons bid vandag en ons vra, Here, gebruik ons waar U wil soos U wil. Help ons met hierdie sondige begeerte en natuur van ons wat konstant teen U wil opstaan, konstant weier om gehoorsaam te wees, wat wil doen wat ons wil doen, soos wat ons die behoefte het. Here, ons wil U aanbid soos Israel, op ons terme en soos ons wil. Here, dit is sonde, ek is jammer dat ons dit nog steeds doen. Here, so dankie vir die genade wat in ons lewens en op ons lewens is, om in plek en in lyn te kan kom. Here, dankie dat U ons gekies het en ons herinner ons vandag weer, U het ons gekies. U het ons afgesonder om deel van U handewerk op aarde te kan wees, binne die kerk, binne mense se lewens, vir U, ons God en Heer. En Here, dankie dat U ons priesters gemaak het. En U verwag dat ons soos priesters lewe en sal dien soos priesters in die koninkryk. Help ons om te verstaan wat U gesê het en wat dit beteken dat U is ons deel en ons erfenis. Here, ons sien dit nie, ons beleef, ons wil dit sien, ons wil dit weet, ons wil dit ervaar. Asseblief, Here, raak meer sigbaar vir ons sodat hierdie wêreld sy mooi kan verloor. Ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Asseblief, as daar enigiemand is wat behoefte het aan gebed, kom asseblief vorentoe, ons wil saam met jou bid, maar mag die Here julle ryklik seën. God bless, bye bye.